Goeiemôre my broers en susters, lieflike dag vir julle. Um, dit is my eerste Afrikaanse video en die naam van hierdie video is hoekom noem ons Katolieke vir Moeder Maria die moeder van God? Nou, ek het opgegroei as 'n Catholic en dit is 'n vraag, dit is die oudste vraag wat ek kan dink wat my nie-Katolieke vriende en mense wat ek ken altyd gevra het. En ek kon dit nie altyd heeltemal geantwoord het nie, want moet ek jou sê, hoekom? En ek is eerlik en my Katolieke vriende, hulle kan vir my korrek hierso. Maar ons Katolieke, ek praat dan van myself, want baie van ons is nie lief om ons Bybel te lees nie. Nee? En nou kom ons protestante vriende, en dan, hulle ken die Bybel en hulle kan, they can quote the Bible from not with having anything in their hand, you know. As het kom by enige theologische onderwerp, kan hulle vir jou sê, die boek en die boek, en dan ons Catholics, ons, jy weet, ons is nie so goed, en ek moet sê, my protestante broers en sisters, dit is iets goed, jy weet, jy stel belang in die heilige skrif, maar wat ek ook genoem het voorheen is, jy moet nie die skrif as jou wapen om te beklei oor geloof of om net regtig wil wees en 'n punt te bewys. Het moet wees iets wat jy doen tot eer van God en as liefde vir jou medemens. En ek gaan nie weer op dit nie, want dit is in my vorige video. Maar hoekom noem ons vir Moeder Maria die moeder van God? En my series wat ek begin het, nou dit is nou 'n Afrikaanse video en die naam van hierdie series, hierdie Afrikaanse series is Soos die Katolieke. Nee, dit is die eerste video Soos die Katolieke en ek moet nog gesit het en gedink het, okay, wat is 'n ding wat baie mense oor die jare altyd vir my gevra het. En nou die dag, toe staan ek toe voor ek ingaan by 'n vergadering en ek staan toe met my kollega en sy vra vir my toe, is jy Katoliek? Ek sê ja, ek is Katoliek, want ek het seker iets genoem van wat in die kerk gebeur het die vorige dag. En sy sê toe vir my, is dit waar? Hulle sê julle aanbid vir Moeder Maria. En ek is toe bly, sy het die vraag gevra, maar ons is op pad in na 'n vergadering toe, ons staan buite die deur, so ek kon nie lekker met haar gesels het, maar ek het agterna met haar gesels. En die vraag wat sy gevra het, hoekom, hulle, nee, sy kan sê hulle sê, ek weet nie wie hulle is, hulle sê julle aanbid vir Moeder Maria. En as ek die vraag antwoord, van hoekom bid ons vir Moeder Maria, en hoekom bid ons na die saints toe, moet ek eers hierdie vraag beantwoord. En dis 'n groot een, soms 'n groter een, en mense het al uit die kerk gegaan as gevolg van hierdie vraag, is hoekom noem Katolieke vir Moeder Maria die moeder van God? En dit is, weet jy nie, daai vraag het al baie opgekom al, maar, en het is uit 'n welbekende vers uit die evangelie uit. Is uit die gospel uit. En somehow het ons het gemis. Verstaan? Maar ek dink dit was ook die Here se wil, dat ek nie moet beklei oor geloof en dat ek nie skrif moet gebruik as 'n wapen teen my broer en my suster nie. En dankie Here vir dit. Maar het is in die Bybel en wat ek julle gaan vra my broers en susters en hierdie video is meer gemik aan die spesifieke vraag oor hoekom noem ons vir Moeder Maria moeder van God, en dit is vir ons wat dit nou nie heeltemal bestaan het as Katolieke nie en ook vir nie-Katolieke nie. Jy weet, het is 'n baie goeie vraag, want ek weet van mense wat die kerk gelos het. Nee, ek weet van mense wat die kerk gelos het as gevolg van the misunderstanding about the role of Mary. Nou, kom ons, sonder dat ek nou te lang gaan, okay? Twee vrae. Nommer 1, het Mary vir haarself genoem moeder van God? En as sy nie haarself genoem het moeder van God nie, waar kry ons hierdie idee moeder van God? Nou, ons moet kyk dat ons wat vir Moeder Maria noem moeder van God, dit is 'n titel van eer wat ons aan haar gee. As 'n titel van eer wat ons aan haar gee. Sy het nie self genoem, ek is die ma van God nie. Wat sy wel gesê het is,
I am the handmaiden of God. Laat ek gou die regte woorde kyk. Maria het gesê, dit is in Lukas 1 vers 38, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat u gesê het. En as ons kyk in die Engelse een, Mary said, behold, I am the handmaid of the Lord, may it be done to me according to your will. Nou, dit is wat Mary genoem het vir haarself, né? Nou, waar kry ons aan hierdie idee van Mother of God? Nou, vir dit moet ons gaan 'n bietjie, die volgende een. Okay. Lukas 1 vers 39. Okay, dit is nou toe moeder Maria vir Elisabeth gaan besoek het. Elisabeth was toe verwagtend met Johannes die Doper, né? En vers 39, ek lees, Maria het sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagaria se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. En het hard uitgeroep, geseënd is jy onder vroue en geseënd is die vrug van jou moederskoot. En hier kom die woorde. Waaraan het ek dit te danke, dat die moeder van my Here na my toe kom? Nou, wie praat nou hier? En hoe het Elisabeth dit geweet? Het Elisabeth dalk 'n fout begaan deur vir moeder Maria te noem die moeder van die Here? Of was sy gevul met die Heilige Gees? Inderdaad, sy was gevul met die Heilige Gees. En sy was gevul met die Heilige Gees, ewen tot so 'n mate dat die kindjie binne haar mag self ook gevul was met die Heilige Gees. En net soos Johannes die Doper daar op die rivier, toe Jesus aankom, vir hom geerken het, dat hy is die Messia, hy is die God. Net so daar, toe Johannes die Doper nog in sy ma se baar was, het hy vir Jesus erken, en hy het gespring in sy ma se baar, vir die Here se aankoms. Nou, dit is 'n gevoel wat ek nie sal weet nie. En Elisabeth was vol van die Heilige Gees. Dit is nie deur haarself wat sy vir Maria dit genoem het nie. Nou, hoekom het Elisabeth dit gesê? En hoekom tot vandag toe sê ons moeder van God? Dit is nie oor Maria nie. En ek dink dit is waar ons nou by mekaar gaan kom. Dit is oor wie Jesus is. Toe die Here na ons toe gekom het in die vorm van 'n mens, was hy heeltemal God en hy was heeltemal mens. Hy was nie in sy menslike gedeelte, terwyl hy in Maria se baar was, net 'n mens, en eers toe hy nou uitgekom het en het opgegroei en het begin, nee. He was always God, and he was always with God. Dit is oor wie Jesus is. En dis noem ons Maria, the mother of God, of ons sê the God-bearer. Nee? Jy moet verstaan dat hierdie vorm van eer is in my opinie die hoogste vorm van eer, omdat Maria die hoogste taak gehad het om te doen. Sy het haar hele lewe eenkant gesit, wat sy beplan het, wat sy wou gedoen het, en op daardie oomblik het die engel na toe gekom en het vir haar gesê, as ons nou kyk na Lukas 1, en ons kyk na, ja, miskien my gooi tydjie daar, kom ons kyk na vers 29 van Lukas 1. Okay, nou, vers 28, jammer. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woord en het gewonder wat die begroeting kon beteken. Die engel het toe vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee
en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. En aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Nou kom ons onthou dit is Lukas 1 vers 28 tot 33. Okay? Nou Maria sê vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien hy nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord en sê, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Nou, Maria het klaar planne gehad vir haar lewe, maar die Here se planne was baie groter as wat sy ooit kon verwag het. En onmiddellik het sy dit op haarself gevat en gesê, ek is daar tot beskikking vir wat die Here van my wil hê. Want ons het altyd beoog om in die wil van die Here te lewe, altyd. Maar dit het vir haar 'n bietjie onkant gevang. Maar sy het ingegee en sy het dit geaanvaar. Nee? As ons praat van eergie aan Maria en vir haar sit by die Here, langs die Here, dit kom haar toe. Die broers en susters, dit kom haar toe. Nou jy sien wat ek genoem het daar, wat ek hulle gesê het om nou te onthou, waar ek gesê het, hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal op die troon van sy voorvader Dawid gee, hy sal koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Nou onthou goed dit, en kom ons gaan gou na die boek van Openbaring. Nou in Openbaring 12, as jy kyk, die vrou en die draak, okay? Ek lees Openbaring 12 vanaf vers 1. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerskrone. Sy ster het 'n derde van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op aarde toe gegooi. Die draak het voor die vrou verstaan, wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind, sodra sy hom in die wêreld bring. En ons weet wat Satan geprobeer het. Nee, maar hy het ewig misluk. Ek lees verder vanaf vers 5. Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met sy eysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeneem en weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het. Nou as ons weer teruggaan na Lukas 1, onthou ek het gesê, Lukas 1 vers 33, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. In sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Nou, weer eens sê ek, my broers en susters, ons kan nie kies wat 'n skrif ons wil los en wat ons vat nie. Dit is die evangelie. This is the holy gospel. Mary's position in the church, we cannot underestimate it. Die eer wat ons aan Moeder Maria gee, dit kom haar toe. Wanneer ek bid, dan bid ek soos sy my ma is. Die ma, en sy is jou ma. En sy is daar vir ons. Broers en susters, 'n seënde dag vir julle. Ons praat weer.